Goeiemôre graad 2's en baie welkom by week 1 van kwartaal 2. Ons tema vir hierdie week is musiek en klank. Goeiemôre graad 2's en baie welkom terug by die tweede kwartaal. Ons gesels hierdie week so bietjie oor musiek en klank, maar heel eers gaan ons kyk na die emosies van musiek. Ons gaan nou praat oor die verband tussen musiek en emosies. Musiek is 'n kragtige uitdrukkingsvorm wat ons emosies kan uitdruk en beïnvloed. Dit kan ons vreugde, rustigheid, opwinding en selfs verdriet laat voel. Ons ervaar dikwels 'n emosionele verbinding met musiek, omdat dit 'n manier is om ons gevoelens uit te druk sonder woorde. Ek wil graag vandag by jou hoor. Hoe laat musiek jou voel? Kan jy aan 'n voorbeeld dink van watse liedjie jou gelukkig maak? En van watter musiek hou jy en watter musiek maak jou rustig? Is daar 'n liedjie wat jou kalmeer en 'n gevoel van vrede gee of miskien opgewonde laat voel? Nou vir jou eerste aktiwiteit oor musiek en klank gaan mamma vir jou 'n stukkie papier gee en sy gaan vir jou vra om 'n kaart te maak met verskillende emosies. Dan gaan sy vir jou 'n musiekstuk speel en jy gaan dan die emosies wat saam met daardie liedjie gaan op jou kaart skryf. Dan gaan jy die proses herhaal met verskillende musiekstukke en verskillende emosies. Nou gaan ons kyk na verskillende musiekinstrumente en ons begin heel eers met 'n gitaar. Die gitaar is 'n snaarinstrument wat gewoonlik met die hande gepluk word of met 'n plektrum gestreel word. Dit kan 'n akoestiese gitaar wees wat sonder versterking is en 'n helder klank het. Of dit kan 'n elektroniese gitaar wees wat versterk word en 'n meer elektroniese klank het. Hier is vir jou 'n prentjie van 'n akoestiese gitaar en ook 'n elektroniese gitaar. Nou kyk ons na die klavier. Die klavier is 'n instrument wat met jou vingers gespeel word. Dit het 'n reeks wit en swart klaviernote wat verskillende nootklanke produseer. Hier is nou vir jou 'n prentjie van klavier en juffrou het ook vir jou die wit en swart sleutels opgesit sodat jy mooi kan sien hoe dit lyk. Nou die viool is ook 'n snaarinstrument wat met 'n strykstok bespeel word en dit het 4 snare wat 'n sagte en mooi klank maak. Hier is dan nou vir jou 'n prentjie van hoe 'n viool lyk. Volgende kyk ons na die drom en 'n drom is 'n perkussie-instrument wat gespeel word deur om dit te slaan of te klop. Dit het 'n vel wat bo oor die holte gespan is en as jy nou daarop slaan, dan maak dit 'n ryk en 'n ritmiese klank. Nou jy kan nou eksperimenteer met klank en ritme. Jy gaan 'n instrument maak met alledaagse goedjies wat jy in jou huis het. Jy kan miskien 'n drom maak met 'n leë koffieblik of 'n gitaar met karton en rekkies. Nou juffrou, hoop jy het baie nuwe dinge geleer van musiek en instrumente en hoe musiek ons emosies kan beïnvloed. Nou jy moet onthou dat jou storie het altyd paragrawe en dan die heel eerste paragraaf is dan jou storie se begin. Dit is die kop van jou storie en in daai eerste paragraaf skryf jy wanneer dit gebeur het en met wie dit gebeur het en waar dit gebeur het. Nou kom ons by die lyfie. Dit is dan nou die tweede paragraaf en dit is waar jy so 'n bietjie meer vleis insit en dit is dan nou waar jy beskryf wat alles gebeur het. Die laaste paragraaf is dan jou storie se einde, dit is die voete en dit is dan nou waar jy sê hoe dit jou laat voel het. Nou goed oudjies, nou gaan jy vir juffrou jou eie storie skryf. Dit gaan so lekker wees. Skryf jou eie storie van 6 tot 8 paragrawe oor jou gunsteling musiekinstrument. Gebruik hoofletters aan die begin van 'n sin en vir eie name. Dan die korrekte leestekens soos punte, komma, vraagtekens en uitroeptekens. Spel bekende woorde korrek, so woorde wat jy dan nou ken en weet hoe om te skryf, moet jy korrek spel. Gebruik teenwoordige en verlede tyd korrek, gebruik voorsetsels korrek en lees dan jou skryfstuk hardop vir mamma, so as jy nou klaar geskryf het, dan gaan jy nou jou storie vir mamma lees.
En dan is dit tyd vir die sigwoorde. So jy kan nou hierdie sigwoorde gaan uitknip. Dit is in die klas vir jou gelaai en dan kan jy dit in 'n Ziploc sakkie sit of jy kan dan sinnetjies probeer bou met jou sigwoorde. Jy mag ook jou sigwoorde gebruik van kwartaal 1 om dan nou hierdie sinne te bou. En maats, nou kan jy lekker ontspan. Mamma gaan vir jou 'n liedjie aansit. Jy gaan die klei uithaal en dan gaan jy lekker met klei speel. Nou juffrou gaan elke week vir jou die resepte van die klei in die week se lesie sit net vir ingeval mamma dit dalk verloor het. Nou gaan jy hierdie prentjie met klei versier, so jy gaan wurmpies rol en dit al om die buitelyne van hierdie drom te plaas. Nou goed oudjies, dit is al vir week 1. Juffrou hoop julle het hierdie week sommer baie geniet en dat jy baie nuwe dinge geleer het. Juffrou is so verskriklik trots op jou slim koppie.